Nog 2 verdagtes gesoek na verlede week se moorde op 2 konstabels en 2 vroue in Reigerpark. Die ACDP beloof drastiese veranderings in munisipaliteite as die party aan bewind sou kom. En China gaan menslike verkeersbeamptes dalk binnekort gaan 'n ander werk moet soek. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Nuusbulletin. Die polisie soek na nog 2 verdagtes in verband met verlede Vrydag aand se skietvoorval waarin 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand dood is. Die adjunkminister, Polly Boshilo, het die versekering gegee dat diegene wat vir die moorde verantwoordelik is, vasgetrek sal word. Sy het die begrafnis bygewoon van een van die vermoorde polisiebeamptes in Springs aan die Oosrand. Konstabels Piwe Sibeko het in 2019 by die polisie aangesluit. Die 28-jarige beampte sal onthou word as 'n gedissiplineerde jong man wat ander wou beskerm. If there was trouble, if there was a strike, if it was a day or night, my phone would ring and he would say, "Sissy, are you safe at work?" Kollegas en roubeklaars het hulde aan Sibeko gebring. The investigation and criminal justice process will take its course and justice will follow. Those who deliberately target and kill police officers must know that the state will pursue them relentlessly and bring them before justice. Een verdagte, die 23-jarige vermeende bendeleier Regan Collins, is vroeër die week in hegtenis geneem. I instructed the provincial commissioner and also the deputy Ntatekekan to say they must do everything in their powers to make sure that the 2 remaining, we are getting them. Sibeko en sy kollega, konstabel Tapelo Tlomatsane, en 2 vroue, Jaden Margeman en Rolien Lessing, is noodlottig in die skietery gewond. Lessing en Margeman is in 'n motor doodgeskiet, waarna die polisielede in 'n lokval gelei is, toe hulle op die geweerskote gereageer het. Die eerste adjunksekretaris-generaal van die ANC, Nomvula Mokonyane, het die sluipmoord op die eThekwini raadslid Sibusiso Kwela veroordeel en sê politieke moorde moet nie geduld word nie. Sy het die heldeblyk by Kwela se begrafnis in Klaarwater, Wes van Durban gelewer. Honderde rouklaars het byeengekom om die ANC raadslid finaal te groet. Kwela is op 6 Augustus by sy kantoor in die Sizakala sentrum doodgeskiet terwyl hy inwoners gehelp het. Die saak word deur die taakspan gelei wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek. Die motief vir die moord is nog onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die African Christian Democratic Party het sy burgemeesterskandidaate vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing aangekondig. Die party se adjunkpresident, Wayne Thring, is die kandidaat vir eThekwini Metro en Biskop Dalton Adams sal in Johannesburg staan as die party se burgemeesterkandidaat. Die ACDP se president, die eerwaarde Kenneth Meshwe, het die aankondiging gemaak by die bekendstelling van die party se manifest vir die plaaslike regeringverkiesing in Benoni op die Oosrand. Die ACDP, wat in 1993 gestig is, sal in al die munisipaliteite en metro's kandidaate stel. Die party sê sy prestasierekord en bestendigheid spreek van self. Beshoe sê, Christelike beginsels en waardes onderskei die ACDP van ander politieke bewegings, wat die grondslag lê vir die burgerlike regering se rol
om persoonlike vryheid te verseker. A promise is that South Africa will not remain the same. If they put us in those offices, they elect our mayoral candidates, then they will ask themselves the question, why did we wait so long before we elected these people? Because we could have saved a lot of millions, because they are honest people and hardworking people. So we are saying those who lost hope, we want hope to be regenerated when they see how we serve with them. Die adjunkpresident Wayne Thring sê een van die party se fokuspunte is die takeling van korrupsie. Thring sê munisipaliteite verkeer in 'n haglike situasie en moet gered word. Public office is a position of service. And scripture repeatedly connects righteous government with justice, with honesty, with compassion, and the protection of those who are vulnerable. That is the perspective from which the ACDP approaches local government. Now, the Auditor General of South Africa has sounded the alarm, and we do not need political rhetoric to tell us that local government in South Africa is in trouble. Dit is in die moeilikheid. Die ACDP het sy aanbod op die tafel geplaas. Die party sal na stemdag 4 November weet of sy boodskap by die kiesers aanklank gevind het. Politieke partye het vandag landwyd samentrekke gehou om hulle saak teenoor kiesers te stel voor die plaaslike verkiesing op 4 November. In die Oos-Kaap het die leier van die IDM, Bantu Holomisa, die party se adjunkpresident Ngabayomzi Kwankwa aangewys as die burgemeesterskandidaat in die Buffalo City Metro. Die APC het 3 burgemeesterskandidaate vir Mpumalanga munisipaliteite bekend gemaak en die DA het stemme gewerf in Khayelitsha in die Wes-Kaap. Holomisa sê Kwankwa se staatsdiensondervinding maak hom 'n ideale kandidaat om die Buffalo City Metro op die regte pad te kry en sy probleme uit te stryk. He is a tried and tested leader, principled, disciplined, and committed to ethical leadership. He understands governance, understands public accountability. Die party sê korrupsie is in sy vizier en hy wil dienslewering verbeter. It is a responsibility to every family that expects clean water, reliable electricity, safe streets, and functioning public services. Die African People's Convention of APC het homself in Mpumalanga voorgestel as 'n party wat hom toespits op die gemeenskap en dienslewering. Die APC-president Themba Godi het burgemeesterskandidaate vir die Bosbokrand, Thembisile Hane en Dr. J.S. Moroka munisipaliteite aangekondig. Here in Bushbuckridge, our mayoral candidate is our provincial secretary, comes from Bushbuckridge. He is a local activist in his area on issues of roads, issues of health, issues of education. He is involved. He's somebody who has the capacity and the capability and the discipline to do it. Similarly, with Dr. J.S. Moroka and Thembisile, we have people who are qualitative. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het stemme gewerf in Khayelitsha in Kaapstad. Hill-Lewis sê die 3 ANC-wijksraadslede wat die afgelope week na die DA oorgeloop het, is 'n aanduiding van die DA se momentum. Hy sê sy party se jarelange vertoning in die Wes-Kaap is sy grootste bate in 'n verkiesingsveldtog. Our opponents are on the run. They are on the run. They know that they've got nothing to offer in Cape Town. What do you offer to people when the government in this city is already delivering so much and investing so much? You cannot offer anything credible. What do you offer the people if you are the ANC or the EFF when every other place that you have touched in the country is falling apart and this place is succeeding and going forward? Hill-Lewis het ook DA-raadslede aan kiesers voorgestel.
Die familie van die anti-apartheidsaktivis en president van die De Aar Inwonersvereniging, Boy Mankie, hoop sy geregtelike doodsondersoek sal uiteindelik afsluiting bring. Die apartheidspolisie het Mankie op 16 Junie 1985 doodgeskiet tydens 'n gemeenskapsoptog ter herdenking van die Soweto-opstande 9 jaar van tevore. 'n Geregtelike doodsondersoek na Mankie se dood vind by die De Aar Stadsaal in die Noord-Kaap plaas. 'n Geregtelike doodsondersoek in 1935 het bevind dat die polisie uit selfverdediging opgetree het. My father was murdered because he was not a threat against the state. Sipho Mankie was slegs 12 jaar oud toe sy pa doodgeskiet is. Hy en sy familie het nie die eerste geregtelike doodsondersoek se verslag aanvaar dat die polisie uit selfverdediging opgetree het nie. Those who must be prosecuted or found guilty of doing a wrong thing can be prosecuted. We will be very happy on that. Die geregtelike doodsondersoek is gemagtig nadat nuwe bewyse na vore gekom het. Getuies herleef die dae en maande wat gelei het tot die beweerde moord, beweerde polisieteistering en die politieke klimaat van daardie tyd. Boy Mankie is verskeie kere geskiet. Polisiebeamptes het tydens die eerste geregtelike doodsondersoek getuig dat hy deel was van 'n groep wat betrokke was by openbare geweld. Those police who committed the crime have themselves admitted that they had shot Mr. Mankie and that they believed they had killed him. So, in short, all things happening are in supplementation of that realization. In fact, there was an admission already made. Die NVG sê die Mankie ondersoek is deel van sy pogings om onopgeloste apartheids-era sake te hanteer. Die nuwe geregtelike doodsondersoek vir Boy Mankie is dalk die begin van die proses vir sy familie om afsluiting te vind. Maar daar is baie ander families wat ook afsluiting soek. Soos die familie van Dickie Jacobs van Appington, wat in polisie aanhouding dood is. Sy dood word as 'n selfmoord bestempel en sy familie veg al vir dekades om dit te verander. Ulrich Hendricks, SAK nuus, De Aar, Noord-Kaap. Net hierna, nog leiers van die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap kom in Durban aan. En pas op, die speedkop is nou 'n robot. Vrede en sekerheid was die fokus vandag by die 46ste beraad van die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap in Durban. Die SAOG-liggaam vir politiek, verdediging en veiligheid het onbestendigheid op dele van die vasteland bespreek. Spanning in die Demokratiese Republiek die Kongo, Mosambiek en Madagaskar was op die sakelys. Despite worldwide uncertainties, our region remains mostly peaceful and stable. While we enjoy relative peace and security, we continue to focus on political and security developments in the Democratic Republic of Congo and the Republic of Madagascar, working diligently to support these SADC member states to achieve lasting peace, stability, and security. Zambia se verkiesingskommissie het die telling van stemme hervat na berigte van geweld teen verkiesingsbeamptes en die diefstal van stembriewe. President Hakainde Hichilema mik na 'n tweede termyn en is die gunsteling om die verkiesing te wen. Sy naaste teenstander is die NRP-PIP-leier Brian Mudubile. Die amptelike verkiesingsuitslag word maandag verwag. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 2 entstowwe wat spesifiek ontwikkel is teen die vinnig verspreidende Bundibugyo variant van die Ebola virus is nou in fase 1 van die veiligheidsstudies in mense.
Die huidige epidemie, wat reeds meer as 2100 lewens in die Demokratiese Republiek die Kongo geëis het, is die tweede grootste Ebola-uitbreking nog en versprei vinniger as vorige uitbrekings. Intussen word ander behandeling ook reeds op 100 pasiënte getoets. Minstens 47 mense is dood nadat 'n kragtige aardbewing met 'n impakmeting van 7,7 en verskeie sterk naskokke die Flores-eiland in die ooste van Indonesië getref het. Reddingswerkers is steeds besig om oorledenes onder die puin uit te haal. Sowat 2000 inwoners moes ontruim word in Nagekio, waar huise en regeringsgeboue ineengestort het. In die Suid-Libanese dorpie Ansar is 7 mense dood in 'n Israeliese aanval vroeg vanoggend. In nog 'n lugaanval op 'n huis is 3 mense beseer. Volgens Israel is die aanvalle 'n antwoord op optrede teen sy soldate. Die aanvalle is van die dodelikste op Libanon sedert hy 'n vredesraamwerk met Israel onderteken het, wat deur die VSA bemiddel is. Lydens die ooreenkoms bly Israeliese soldate in Suid-Libanon totdat die gewapende groep Hezbollah sy wapens neerlê. Hezbollah het die raamwerk verwerp. As jy jou voertuig in Wuhu in China onwettig parkeer, moet jy nie net versigtig wees vir verkeersbeamptes nie. 'n Robot is nou amptelik deel van die stad in die Anhui provinsie se verkeersbestuurspan. Die robot, wat met hoë-definisie kameras toegerus is, help met verkeersbeheer by kruisings en patrolleer roetes vir voertuie wat onwettig geparkeer is. En sou jy dit waag om 'n rooi lig te veronagsaam of sonder 'n valhelm op 'n bomponi te ry, word jy in 'n eentonige robotstem vermaan. Nou, ons is net hierna terug met die sport en die weer. Bly ingeskakel. En op daardie noot moet ons skaat tot môre aand. Totsiens.